Een van die, kom ons noem dit Christendom se gunsteling Bybelverse. En daar's sekere rede hoekom dit een van ons gunsteling is. En as dit een van jou gunsteling is, kan jy trots wees daarop. 'n gedeelte wat ons, ek dink, baie keer aanhaal en gebruik wanneer ons in die moeilikheid is. Ek luister na getuienis van 'n jong man en vrou wat aangeval was 'n paar jaar terug by hulle huis en hoe die man so bo op die vrou gaan lê het om haar te beskerm en hy die hele tyd net vir haar gefluister het. Herhaal net hierdie psalm. Hy sê, want so jaar voor dit voel hy die Here het vir hom gesê, hulle moet hierdie psalm uit hulle kop uit memoriseer. Vers vir vers, woord vir woord. Min het hy geweet, 'n jaar later sal hulle in daai posisie sit. En die oomblik toe hulle self in daai posisie bevind, toe is dit asof die Here of die Heilige Gees vir hom sê, nou is die oomblik. En terwyl hy bid, herhaal sy vrou Psalm 91 net in haar kop die hele tyd. En wat 'n ongelooflike psalm is Psalm 91 nie. Ek lees vir ons Psalm 91 vers 1 tot 16 uit die ou vertaling uit. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my naam aanroep en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Terwyl hy lê en sy vrou beskerm en vir haar sê, saggies na oor Psalm 91. En sy herhaal dit oor en oor en oor en oor. Terwyl hy bid en net met die Here uit sy hart uit praat. Na die voorval het hulle 'n radio-onderhoud met hom gehad en hy sê daar's een gedeelte nie, een ding van Psalm 91 wat hy nie verstaan nie. Die hele tyd sê Psalm 91 amper, niks sal naby jou kom nie, niks sal met jou gebeur nie, ek sal jou beskerm, ek sal alles doen, nie pes, nie siekte nie, niks nie. Maar dan sê hy in vers 15, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Hy sê en skielik wonder hy, wat beteken Psalm 91 dan nou eintlik? As meeste van Psalm 91 sê, niks sal met my gebeur nie. Julle wat al lank in die gemeente is, sal weet een van die gunsteling aanhalings wat ek maak is, net met jou oë sal jy dit aanskou, al val 1000 aan jou een kant en 10.000 aan jou ander kant, na my toe sal dit nie aankom nie.
Geen pes, geen siekte, niks sal naby jou tentwoning kom nie. Maar tog kom vers 15 en sê, hy sal my aanroep, ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Voor die diens gesê, die meeste boodskappe wat ek gewoonlik in Desember kry is, Dion bid saam met my kinders gaan weg, of my ouers gaan op vakansie, of ons bid dat die Here hulle sal beskerm en met hulle sal wees. En toe ek so 'n bietjie gaan dink oor die woordjie beskerming, ek was nou vir so 'n week lank rondom vrede gewees, en skielik kom beskerming so tussen vrede uit. En ek dink toe vir myself, seker maar, kom ons moet logies, want as daar vrede is, dan beteken dit seker daar's beskerming. So miskien is die twee maar so saam. Maar hoe meer ek daaroor begin dink, hoe meer begin ek vra. Wat is beskerming dan nou eintlik? En as ons dit meer na onsself toe moet bring. Hierdie ou vertel hoe hy in die weermag was en hoe hy niks gevrees het ooit nie. Hulle is 2-3 keer uit gewees om te gaan oorlog maak. En hy het as kind van God groot geword. In die huis van die Here saam met sy ouers, hulle het elke aand Bybel gelees en hulle het elke aand saam gebid. Eerste keer toe hy terugkom van oorlog af, toe sê sy ma, nee, sy dink nie hy moet nou weer teruggaan nie. Ons moet 'n verskoning uitdink dat jy uit hierdie storie uit kan kom. Want dit voel vir my, jy tart God 'n bietjie uit wanneer jy hierdie dinge doen. En hy sê, ma, maar ek moet dit doen. Julle wat bietjie ouer as ek is, sal onthou, jy het nie 'n keuse gehad nie. Jy's weermag toe en jy gaan dit doen. En jy het met alles in jou geveg en alles moontlik gedoen. En hierdie ma kom en sê, nee my kind, maar ek bid elke liewe dag Psalm 91 oor jou, maar dit voel vir my, jy tart so bietjie die Here, want ek voel nie gemaklik daarmee nie. Maar sy het my aangehou bid en hy het my aangehou veg. En hy vertel hoe hy nooit enigsins vir enigiets bang was nie, en vir jare lank het hy gedink, dis seker omdat sy ma bid, een of ander Psalm. Sy ma bid mos een of ander Psalm oor hom, is seker daarvoor. En die persoon met wie hy die onderhoud het, die vrou sê, ag prys die Here, weet die Here is getrou. Hy sê, nee mevrou, jy is te haastig. Dis nie hoekom ek vrede ervaar het nie. Ek het agtergekom, ek het niks om te verloor in my lewe nie. En sy lyk so 'n bietjie geskok. Sy dog nou, dis nou sy getuienis, sy ma het Psalm 91 oor hom gebid en hy het nooit gevrees nie, en sy dog, dis die getuienis. Hy sê, nee, dit is nie. Dis glad nie die getuienis nie. Ek het daai tyd agtergekom, ek was bang om niks te verloor in my lewe nie. Maar die dag toe ek wakker word, en daar staan 4 mans in my kamer voor my bed, het ek agtergekom, ek het iets om te beskerm. Ek het iemand om te beskerm. Sy sê en snaaks genoeg, hy sê vir ons snaaks genoeg, sê Psalm 91, maar die Here sal jou beskerm, en hy het hom gememoriseer uit sy kop uit. Hoekom gebeur hierdie met hom? Wat gaan nou hier aan? En hy self wat hy kon dink is, vir die eerste keer in sy lewe het hy iemand om te beskerm. En hy gaan lê op sy vrou se rug en hy fluister na oor, Psalm 91. En hy stap uit en hy sê, hulle het hom so 3 of 4 keer met die Daisy, hy het 'n Daisy of 'n pellet geweer aan die kas, en toe hulle hom sien, toe sê hulle, waar is die ander wapens? Hy sê, ek beloof julle, ek het nie ander nie. En hulle het hom so 2 of 3 keer geslaan, maar dis dit. En hy sê, hy was nie sy merk nie. Hy sê, en soms wonder hy vandag nog, wat is Psalm 91? En daarna het hulle dieper gaan delf in Psalm 91 in. En hy eindig en hy sê, Psalm 91, herinner jou dat God met jou is. Hy sê, maar toe hy niks gehad het of niemand gehad het om te verloor nie, het hy dit nie agtergekom nie. Toe hy nog nie in gevaar was nie, het hy dit nie agtergekom nie. Hy sê, toe ek nie bang was nie, het ek dit nie agtergekom nie.
Hy sê, maar vandag het ek agtergekom. As jy dink, die woord van God, is sommer net 'n storieboek, bid ek dat jy nooit in jou lewe in een van daai omstandighede sal bevind nie. Ek bid dat jy nooit op 'n plek sal kom waar jy iemand moet beskerm nie. Ek bid dat jy nooit op 'n plek sal kom waar jy vrees nie. Ek bid dat jy nooit op 'n plek sal kom waar jy magteloos voel nie. Hy sê jare terug was hy nie bang om voor honderde mense te staan nie. Hy sê maar skielik staan 4 mans voor hom. En hy besef, nou moet hy niks doen nie. Nou moet hy daai gedagtes van jong man wat jy gedink het, ou mat, hulle moet daar instap, ek sal vir hulle so. Sê, nou moet ek daai gedagtes los. Nou moet ek beskerm. Want God sê, hy sal vir my veg. I need to be still now. Be still and know that I am God. Hy sê, die hele tyd deur het hy net gebid en gesê, Here, ek weet U is God. Hy het gesê, Here, ek is bang. Ek weet ek moet nie wees nie, maar ek is nou bang. Here, asseblief. So soms dink ek ons besef glad nie wat die krag van die woord van God is nie. Ek het al baie keer gesê, dink ek het laas week ook gesê, daar's niemand wat kan bid soos 'n ma nie, sy daai vaderhart, sy bid net anders. Maar daar's min dinge so mooi soos 'n pa wat uit die diepte van sy hart uit kan bid. Vertel ek van die pastoor wat gesê het, die seun wat so laat in die nag by die huis kom en bilder sy pa se gebede so, dan dink hy sy pa probeer hom nou laat skuldig voel. Intussentyd het hy agtergekom toe hy kinders het. As dit nie vir gebed is nie, dan weet ons nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor die beskerming van God. Hierdie Psalm 91 is voorwaar 'n kragtige psalm. En ek onthou, ek dink ek het dit al hier vertel van die mamma wat vir haar seentjie Psalm 23 geleer het en gesê het, my seun, elke aand voor jy gaan slaap, dan bid jy Psalm 23. Die Here is my herder. En sy leer hom vir 'n hele jaar lank. En net so voor die jaar verby is, so trend hierdie tyd van die jaar, toe sê sy vir hom, okay, jy's nou mooi groot, jy ken hom nou mooi uit jou kop uit. Sy skryf hom so vir hom op 'n papiertjie neer, vir as hy vashak, sy plak hom langs sy bed. Sy sê, jy gaan op jou kniegies, jy vou jou handjies saam, en dan bid jy Psalm 23. En sy sien elke keer is net so 2 of 3 sekondes, dan is die lig af en hy's in die bed. En sy vra vir hom, het jy Psalm, ja, mamma. Seker 3-4 aande en sy kan nie verstaan nie, dis dan net 2 of 3 sekondes, dan is die lig af en hy's in die bed. En sy besluit eendag sy gaan die deur net so klein stukkie ooplos. En sy loer so, sy sê, nag my seun, sy loer so deur die deur en hy gaan staan so op sy knie en hy vou sy handjies so saam en hy sê, liewe Jesus, dis hy. Amen. Sy sê, nee my seun. En ek wil vanmôre vir jou sê, pas op, dat jy as volwassene, nie Psalm 91, liewe Jesus, dis hy, amen maak nie. Want wanneer die tekkie die teer tref, gaan dis hy nie werk nie. Ek wil jy moet vanmôre uitstap en weet, as jy nie met die woord van God, die swaard van die gees, die vyand gaan beklei nie, gaan jy verloor, en moenie dan vra, waar was die Here nie. Hy herinner ons, Hebreërs 4 vers 12 kom en sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en van gees en van gewrigte en van murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van jou hart. Die woord van God is lewend. Dit moet lewe bring in jou lewe. Met ander woorde, die dooie dinge van jou verlede of waarmee jy besig is, gaan die woord jou kom oortuig van, sodat jy kan lewe. As dit jou nie, ek wil amper sê oortuig nie, lees net bietjie ander verse.
Moenie net die puddingverse uit die Bybel uithaal nie. Haal die harde verse ook uit. Die woord van God is kragtig. Dit dwing jou tot aksie. Die Bybel sê tog duidelik, geloof sonder werke is dood. As jy nie die werke, hy sê toon my jou werke, dan sal ek jou geloof wys. Dit dwing jou om iets te moet doen. Dis kragtig, dit gee jou die krag om te oorwin. Dit bring skeiding tussen siel en gees. Die woord van God is veronderstel wanneer jy hom lees om vir jou te sê, as jy skuldig voel, moenie sleg voel nie, voel oortuig. Daar's 'n verskil. Iemand wat skuldig voel, kruip weg. Iemand wat oortuig voel, doen iets daartrent. Ons lees die Bybel en dan voel ons skuldig en dan aan 'n ander hoofstuk. As jy skuldig voel, oortuig jouself. As jy nie die Bybel lees en dit bring nie skeiding, jou sielsmens is jou eie emosie, jou eie gevoelens, jou eie ek, die idee wat jy kry van iemand wat, ek het nie tyd vir die een of tyd vir daai ene nie. As die Bybel nie skeiding bring tussen jou eie gedagtes en die gees nie, dan wil ek vir jou sê, jy gaan moet so bietjie ernstiger wees oor die Bybel. Die Bybel is nie, liewe Jesus, daar sê amen nie. Glad nie. Ek wil vanmôre dit vergelyk en vir jou sê, sit jouself in daai man en vrou se posisie. Hy sê genadiglik, hy dink vandag, hy het soveel om voor dankbaar te wees. Op daai stadium was hy 'n jong man, onervare, maar dank die Here geen kinders nie. Want hy weet nie wat sou hy dan gedoen het nie. Sit jouself vanmôre vir 'n oomblik in daai man se posisie, dan wil ek vir jou vra vandag, kind van God, wat sou jy gedoen het? Daar's nie tyd om die 9mm onder die matras uit te krap nie. Daar's nie tyd om enigiets anders te doen as om die woord van God, God se beloftes oor en oor en oor en oor die hele tyd deur te herhaal nie. Hoeveel van die woord van God is in jou hart? Hoeveel? Die woord van God en daai tweede snydende swaard is soos 'n dokter wat met 'n mes oopsny om skeiding te bring, om skeiding te maak. Om binne in jou hart te werk. Dis hoekom hy eindig en sê tot daar in die murg in. Daai murg is die woord van God sny ook tussen jou bedoelings en jou gedagtes. En vir jou kom herinner, ons het begin deur te sê, mense vra vir my, pastoor, bid saam, Dion, bid saam, vir die beskerming van die Here. Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet dit by jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit, as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken om jou hand bind. Met ander woorde, jy moet ook doen wat jy sê. Moet dit nie net die hele tyd vir hulle sê nie. Moet net vir jou kinders sê, leer Psalm 23, leer Psalm 91, leer Jeremia 29 vers 11, leer vir hulle, moenie net vir hulle sê, leer dit nie. Wys hulle. Die Bybel sê, wys 'n kind, leer 'n kind, train up a child in the way of the Lord and he will not depart from it when he gets older. Train him up. Jy coach hom om dit te doen. Vers 9, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op die deur en op die poorte skrywe. Ons is veronderstel om ons kinders die woord van God te leer, in te skerp. Ek onthou toe ek op skool was, het my pa altyd vir my gesê, jy moet die maaltafel so goed ken as ek jou in die middel van die nag wakker maak en sê 7x8, dan moet jy vir my sê. Nou genadiglik het hy daai tyd geslaap as ek slaap. Want ons het toe nou nooit by 7x8 in die middel van die nag uitgekom nie. Maar ek wil vir jou sê, dis presies hoe die dief in die nag kom. Wat gaan jy dan doen? As jy net die woord van God het, wat gaan jy doen? Jare terug het ek 'n fliek gekyk, ek kan nie onthou wat sy naam nie. Dit was een of ander horror movie en my ma het ons belet om enige sulke movies te kyk. En ek het toe ek later gaan sielkunde swat, sommer net vir die wat lief is daarvoor, moenie skuldig voel nie, is net my gevoel daaroor. Jare later toe ek gaan sielkunde swat en ek met jong kinders in laerskool begin werk,
dan sê ouers vir my, hulle droom goed en hulle sien goed en hulle kry nagmerries en die en die en die. Een van die eerste vrae wat ek baie keer vir daai kinders vra is, het jy al ooit soortgelyke ietsie gesien op TV of in 'n boek of enige iets? En meer as 90% van die tyd sê hulle vir my, ja, hulle het nou die aand amper so tipe iets gesien. Vrees het 'n manier om dit wat jy sien en dit wat jy hoor in 'n prentjie in jou kop om te sit. En ongelukkig is dit so. En ek moet daarom sê, tot vandag toe nog, dink ek, is ek bang vir my ma, want sy het gesê, ek mag nie horrors en thrillers kyk nie, want is die duiwel. So, as jy daarvan hou, vergewe my, of vergewe my ma, dit was maar wat sy gedink die beste vir my is. Maar wat gaan jy doen, wanneer die omstandighede skielik gebeur? Jy kan dubbel swart belt in karate wees. Op daai stadium gaan jy dalk net vir jouself moeilikheid maak, want daai man sê op 'n stadium, hy het besef, as hy enigiets snaaks nou probeer doen, dan gaan hulle sy vrou vat. So maklik soos dit. Ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem. En ek het agtergekom dat wanneer ons bid vir beskerming, dan is dit, gaan wees sê, nie soos Psalm 91, liewe Jesus, daar sê amen nie. Dis glad nie. Jy kan dit aan jou sleutelhouer hê, jy kan dit in jou voordeur sit, jy kan dit in jou beursie sit, jy kan dit sit net waar jy wil. Die beskerming van God leef nie enigsins anders op enige ander plek as in jou hart nie. En beskerming kom deur verhouding, punt nommer 1. Die rede hoekom hy sy vrou wou beskerm is omdat hulle in 'n hegte verhouding was. God wil jou beskerm. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. God wil jou teen al hierdie goed beskerm. Jy moet dit weet vandag. Hy wil. Hoe lyk jou verhouding met hom? Punt nommer 2, dit kom deur geloof. Dis maklik om Psalm 91 teen jou voordeur te sit. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar skelms breek deesdae in kerke ook in. Hulle is nie meer bang vir die kerk nie. Ek het vir jare lank gesê, ons kan die deure en vensters van ooplos, wie sal nou in 'n pastorie inbreek? Regtig? Dis dan die pastoor wat daar bly. En op Paasnaweek, toe dra hulle my huis leeg. Na die 3de inbraak in Rustenburg se gemeente, vra ons vir die polisievrou, is die mense nie bang nie? Voel hulle nie skuldig nie? Toe sê sy, Maruti, die mense weet julle het goeie insurance, julle gaan nou weer nuus kry. So ek wil vir jou vanmôre sê, om goedjies net op te sit, help nie as dit nie in jou hart ook is nie. Dit moet begin in jou hart, dan kan jy dit jou hele huis vol opsit. As 'n herinnering wil ek amper sê om Psalm 91 te leer. En derdens, kom beskerming deur gehoorsaamheid. Die oomblik, toe daai man opstaan en die vuur staan daar, het hy opgestaan uit die bed uit en hy sê, 'n klomp gedagtes het deur sy kop gegaan. Byvoorbeeld, wie van hulle het die gevaarlikste wapen? Miskien moet hy daai ou try vat. Wie van hulle lyk soos die leier van die span? Miskien moet hy hom probeer vat. Maar hy sê, tussen die Heilige Gees en God, het al wat in sy gedagtes toe nou opgekom het is, Psalm 91. En hy het omgedraai, sy rug op hulle gedraai, en net bo op sy vrou gaan lê. Nie geveg, nie geniks nie, gehoorsaamheid, red en spaar soveel kere dalk jou lewe, in plaas van jou eie ek, in plaas van ek sal dit doen. Die Bybel sê, daar's 'n tyd om te veg, maar daar's 'n tyd om te draai en weg te hardloop. Ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem, dan gaan ons eindig. Ons lees in Exodus van die deurposte, die bloed wat hulle in die deurposte gestryk het. God het vir hulle gesê om dit te doen, in die huis in te gaan en daar te bly. Nie die deurposte te stryk met die bloed en dan buite te staan en kyk wat gaan gebeur en wie gaan almal, nee. Doen dit en bly binne. Moenie jou slim hou as die Here vir jou sê, doen dit so nie.
Moenie dink dat jy beter weet as die Here vir jou sê, doen dit so nie. Dit mag dalk vir jou stupid klink, maar doen dit maar soos hy dit sê. In die tweede plek, Moses met die Rooi See. Moses het in verhouding met God gestaan. Moses het verseker geloof gehad as ons kyk wat hy alles gedoen het. En Moses was meeste kere gehoorsaam aan God. Ek sê meeste kere, want selfs Moses het toe hy met die rots moes praat, die rots geslaan. Toe hy vir 'n oomblik dink, maar laat ek dit net een keer ook doen. Dit het die vorige keer gewerk, so miskien sal dit die keer weer werk. Moses het as leier gestaan. Iemand wat onder die beskerming van God wil wees, moet besef dat jy as leier staan. Of elke pa en elke man vra, glo jy dat jy as pa onder die beskerming van God staan, sodat jy die beskerming kan bied aan almal onder jou? Stryk jy die bloed aan die deurposte en maak jy seker dat almal daar binne is? Die wolkkolom en die vuurkolom. God het uitdruklik gesê, as ek beweeg, beweeg. As die wolkkolom trek, trek saam. Jy kan jou maar probeer slim hou en sê, ek gaan net nog 'n bietjie bly. Jy kan jou dalk nog slimmer hou en sê, nee wat, hierdie vat nou te lank, ek trek so lank. Vang maar op by my. Nee. Moses kom op 'n stadium en sê hy wil ingaan by die land, dan sê God, ek gaan net hierso wag. Dan sê Moses, nee. Nee, as u nie saam met ons gaan nie, dan bly ek ook eerder maar net hierso. Hy weet nie wat daar binne is nie. Hy weet nie hoe awesome daar maak nie saak nie. Moses sê vir God, Here nee, as u nie saam met my gaan nie, dan bly ek ook maar net hierso. 2 weke terug hoor ek 'n Amerikaanse prediker, nou gelukkig was dit iemand in Amerika gewees, dan kan niemand kwaad wees vir my nie. 2 weke terug hoor ek 'n ou daar sê, hy wonder soms maar net, hy wonder net, hy dink net hard nou, hy wonder net. En omdat ek sê net wat hy gesê het, hy wonder as ons wel 'n geleentheid gaan kry, om ons verskonings, hoekom ons nie die Here gedien het en betrokke was in 'n kerk en alles. As ons dit nou eendag vir die Here moet sê, wonder hy maar net of die Here ook gaan sê, hey John, I know man, that guy, he really hurt your feelings. Ja, no. Rather sleep late Sunday mornings. Don't let that guy hurt you again, man. No, sleep late, Leave the church. Don't go to church, man. Hy sê op 'n stadium, ek wonder of jy besef wat dit beteken om kerk toe te gaan. Meeste Amerikaners, hoor mooi, meeste Amerikaners sê hulle gaan kerk toe om te leer van die woord van God. Hy sê eintlik moet ons ophou met daai teelepel voer. Eintlik moet almal by die huis gaan leer van die woord van God en kerk toe kom om net die swakkes, die siekes, die armes en almal te help. Hy sê maar nou kom ons kerk toe soos 'n klas en ons sit maar net in die klas en ek moet nou net vandag iets ordentlik leer, anders te kom ek nou vir 'n maand nie. Hy sê hy het 'n nuwe ding wat hy graag in sy gemeente wil begin volgende jaar. As jy nie vir iemand iets moois gesê of gedoen het nie, terwyl jy by die kerk was nie, het jy jou doel vir die kerk gemis. Elke mens. Al sê jy net vir iemand, jy lyk goed. Al doen jy net ietsie. As God sê beweeg ons. Dawid, die jongste boetie, wat nie eens werd was om tussen almal te wees toe die koning gesalf moet wees, het verseker in 'n verhouding met God gestaan. Verseker in geloof met God gestaan. En was meeste van die tyd gehoorsaam aan God. Dawid, ek meen regtig, Dawid wat voor 'n reus gaan staan en sê, wie's die ou wat my God uittaart? Wie's hy? As die Here my beskerm het van die leeu en die beer, en wie's die man? Wie dink hy is hy?
Dawid en Dawid en Dawid en Dawid en Dawid kyk vir 'n ander tannie. Ander man se vrou. Dieselfde Dawid wat voor Goliat staan en sê, wie's die ou? Dieselfde Dawid wat vir 'n oomblik nie gehoorsaam is nie. Dieselfde Dawid wat bid in een van my gunsteling psalms om te sê, Here, ek het teen U gesondig. Want kyk, as iets wat Dawid verstaan het, wat ek en jy dalk nie verstaan nie. Wanneer jy sonde doen, het sy teenoor iemand of teenoor jouself. Die een wat bepaal of dit sonde is of nie, is God. Dis die een wat bepaal, is dit sonde of nie. Dis nie 'n mens wat bepaal of dit sonde is of nie. Dis God wat bepaal of iets sonde is of nie. En Dawid het dit gesnap, en dis hoekom Dawid gesê het, enige tyd wanneer hy sonde doen, Here, ek het teen U gesondig. Ek het mense miskien saam met my getrek, of mense beïnvloed, of misbruik, of wat ook al. Maar die sonde wat jy gedoen het, was teenoor God. Want is net God wat jou sonde kan vergewe. En hier kom hierdie Dawid, en hy bid en hy sê, Here, moet asseblief net nooit die Heilige Gees van my wegvat nie. Ons lees van Samson. Samson, wat 'n man van God. Wat 'n man van God. Samson se ma het vir mooi gesê wat hy mag doen en nie mag doen nie. Onthou jy? Maar hy moes gehoorsaam wees. En Samson het dit geweet. En in 'n oomblik is Samson ongehoorsaam. En God het nie Samson verlaat nie. Samson staan blind tussen twee pilare waarna hom gelei het. En hy begin met God praat en God is daar. God het hom nie verlaat die oomblik toe hy sy, kom ons noem dit geheim, weggegee het om sy hare te laat sny nie. God het hom nie verlaat nie. Die oomblik toe hy met God praat, toe is God daar. En ek wil jou net gou kom herinner vanoggend, Samson het gesterf. Net daar. Hoekom? Want vir 'n oomblik het Samson onder die beskerming van God uitgeloop en dit wat God gesê het sy beskerming gaan wees, weggegee. God het hom nie verlaat nie. Maar hy het nog steeds gesterf. En daai is 'n realiteit wat nie vir my en jou lekker is nie. Maar is 'n waarskuwing vir jou en my vandag. Jona, seker die ou wat ek altyd gebruik is die jaloerse een in die Bybel. Die ou wat God stuur om 'n hele land, 'n hele stad te gaan waarsku dat hulle moet ophou waarmee hulle besig is. Anders gaan hulle sterf. Maar Jona wil nie hê God moet hulle genadig wees nie. Jona wil sien hoe slat die Here hulle almal. Oud en jonk, die hele lot almal. Jona wil sien. Ek dink as ek Jona in daai tyd was en so gesê het, Here, maak hulle almal vrek. Wat ons baie keer van ander mense sê rondom ons. Hulle moet almal vrek. En Jona sê, wag 'n bietjie, vang 'n ander pad. En die Here sê vir Jona, maak nie saak of jy in die vis is, waar ook al jy is nie, ek is met jou. En die Here deposit hom net daar waar hy hom wou gehad het. En Jona sê, okay, ek sal maar doen wat die Here sê, maar nie hoe die Here gesê het hy moet dit doen nie. Want hy stap in en hy sê vir die koning, binne 3 dae gaan die Here almal verwoes en hy stap uit weer. En God sê, dis nie die boodskap wat ek vir jou gegee het nie, Jona, maar kom ek sal maar met die koning werk. En die koning skrik so groot omdat Jona sommer net so kort een sinnetjie gegooi het en weggehol het. Skrik die koning so groot dat hy almal bymekaar roep en sê, ouens, wag, hier het nou iets snaaks gebeur. En die Here red daai hele stad want hulle maak reg met God. En Jona sit op die berg en hy sê hierdie woorde, hy sê, sien u, dis presies hoekom ek dit nie wou doen nie, want nou gaan die genade aan hulle almal bewys. Hy sê, en dan gee die Here vir hom
vir 'n dag 'n bietjie skade weer. En die volgende dag dan vrek die boom weer en dan sê hy, nou vrek die boom ook nog. Alles en almal is teen my. Die hartseer ding van Jona is ons lees nie dat Jona eindig dat daar vrede kom nie. Maar as ek en jy nie net soos Jona nie. Ons ken net die visstorie en die mooi gedeelte, die sonnaarskool gedeeltetjie. Is ek en jy nie net soos Jona om te sê, Here, maar ek wil sien hoe daai een ondergaan. Ek wil nie voorbeelde gebruik hier wat ons gewoonlik gebruik wanneer dit by ander kom om te sê, daai siekte vat nou te lank om hulle te vat. Ons sê dit. Hallo Jona, welcome in South Africa. Ons sê dit. Hoor mooi wat ek sê. Mense vra my om te bid vir die beskerming van God oor hulle en hulle kinders, maar dan doen hulle sulke goed. Hallo? Dink jy nie dat daar ook ouers is wat vir die beskerming van hulle ouers en kinders bid nie? Josef verkoop deur sy broers en verwerp en alles, maar God beskerm hom en hy bly gehoorsaam aan God tot aan die einde, totdat hy op die oomblik sorg vir hulle. Hy kon baie maklik gesê het, nee maat, julle kan gaan vrek. Vir wat julle aan my gedoen het, vergeet dit. Sy eie broers. Maar sy broers is nie dom nie, hulle sê, daar's hongersnood, sal jy vir ons iets gee om vir jou pa te vat? Is amper soos wanneer die kinders sê, mamma, vra vir pappa. Ons vra. En dan sê mamma, pappa, die kinders vra. Sy broers kom soek 'n middelman. En ons doen presies dieselfde, maar op een of ander bonatuurlike manier bly hy getrou, gehoorsaam en vas in geloof. En God beskerm hom. Paulus, ek gaan myself haas. Paulus wat eers moes blind word, voordat hy op 'n plek kom, wat hy sy ore oopmaak om te luister, dat God met hom probeer praat. Dat hy vir hom kan sê, Paulus, wag net bietjie, stop net gou. Die mense wat dis my seun van wie ons praat. Stop net gou. Luister net gou vir 'n oomblik. En ek het al baie keer vir mense gesê, wat moet in jou lewe gebeur wat jou vir 'n oomblik gaan stop, sodat die Here vir jou sê, ek probeer vir jou iets sê, maar jy voeter net die hele tyd in een rigting in. Jy's so hardkoppig, jy hoor niks en niemand nie. Almal probeer met jou praat. Jy maak soos die donkie wat amper die ark gemis het. Toe ek so klein seentjie was, ek dink amper sê ek my kleuterskool, my Sondagskool, meneer vir my vertel waar die donkie sy geluid vandaan gekry het. Het jy al gehoor? Weet jy nie? Toe dit begin reën, toe sê Noag vir al die diere uit die ark klaar gebou, hy sê daar kom groot reën, kom, jy moet op. Die donkie sê, nee, ek is spesiaal. Ek gaan nog groot dinge doen. Ek is nie bang vir doodgaan nie. Iewerste gaan ek nog die koning gaan nog op my rug ry en nee wat, gaan julle so lank, ek gaan net 'n bietjie wag. En naderhand begin dit reën en hulle sê, donkie moet kom, en hy sê, nee, ek's nou daar, gee my net 'n oomblik. Ek is okay. Ek gaan dit nou nie uitrek nie, en dit word meer en meer, en naderhand is die water by sy knie, en hulle roep, en naderhand raak dit so aan sy maag, en hulle roep, en hy sê, nee, wag 'n bietjie. En toe dit nou so raak en die deur gaan toe, laat hy nou nie meer lekker op die grond staan nie, toe sê die donkie, Noag! Nou ons maak baie keer soos die donkie. God praat met ons, maar ons is nog okay. God praat met ons, nee, ek's nog okay. Ek's nog okay. Here, hoekom red jy my nie? Ja, donkie, weet jy hoeveel keer het ek jou geroep? Nee, Here, maar U het my nie geroep nie, Noag het. Kyk, hoeveel jy moet ek jou geroep het?
Ons maak regtig so. Ons vra waar's die Here en as jy regtig gaan terugkyk oor jou lewe, dan is ek oortuig daarvan die Here gaan vir my wat Dion sê, Dion, maar daar het ek met jou gepraat en daar het ek en daar het ek en daar het ek, maar Dion, eers toe alles uitmekaar uitval, toe gaan stop jy en jy sê, Here, waar's jy? Toe sê ek, nee, ek sê, waar's jy, Dion? Net soos Adam en Eva. Waar's julle? Die Here los jou nie. Ons bevind onsself op plekke omdat ons nie gehoorsaam is nie. Ons maak net soos ons eie kinders. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my pa was eendag by die dam, by Kosterdam, en Keegan was so klein seentjie gewees, eerste aand wat hy nie by sy mamma slaap nie, alles moet vlot verloop, want sy vra die hele tyd, is hy okay? En ek sê, hy's okay, en daar gebeur ietsiekie, en sy vra sy okay, ek sê, hy's okay. Die volgende dag kan hy nie wag om vir haar vertel, hoe het hy vir hom gesok dat hy daar gaan sit nie. Toe sê ek, maar ek het vir hom 2 of 3 keer gesê, los uit die ding, daar's krag daar. Tot vandag toe nog speel Keegan nie meer met 'n lig nie. Want daai ding het vir hom gesok, dat hy so 1 meter terug staan, sy hele hand was so pikswart binne. Kind van God, hoekom moet ons baie keer eers op so skokkende plek kom, waar ons besef God praat met ons. Ons bid vir die beskerming van God, maar ons leef net soos ons wil. Die heel laaste ene, Petrus klim uit die boot uit, en die oomblik toe hy begin rondkyk, toe sink hy. Ek het vir baie jare lank vir Belinda vies gemaak en vir haar gesê, my droom is om soos Johannes van die Bybel te wees. Ek is bereid om sommer met kameelhare en heuning en sprinkane daar onder 'n boom te leef. Want te ou die minste moeilikheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, Psalm 91 is ongelooflik kragtig. Skryf dit, print dit, plak dit jou hele huis volop. Maar jy kan nie maak en leef en sê en doen net wat jy wil. Maar Here, Psalm 91 oor my huis. Train up a child in the way that he should go. Psalm 91 is nie 'n towerstaf nie, dit bestaan nie. Ek wil weer vir u sê, die beskerming van God kom uit verhouding met God, geloof in God en gehoorsaamheid aan God. Moenie die woord van God betwyfel of God se teenwoordigheid as jy dit soos 'n towerstafie wil gebruik nie. Nee. Die woord van God is kragtiger as 'n tweesnydende swaard. Dit gaan tussen jou siel en jou gees sny. Dit gaan jou laat ongemaklik voel. Dit gaan gebeur dat jy sê, "Joh, dit moet gebeur." Sodat jy by die wil van God kan uitkom. Wat is die wil van God? Ons maak so groot ding en ons sê baie keer, ek weet nie wat die wil van God is nie. Dis baie maklik. Die wil van God is om te doen wat God wil. Dis so maklik dit is. Wanneer jy bid vir die beskerming van God, bid ek dat jy met erns sal glo dat hy dit sal doen. Ek wil nie my werk afstoot op ander nie, want dit is nie vir my werk om te bid nie. Maar man en pa, bid jy. Die Bybel sê, is daar iemand ontstel, omgekrap onder julle, laat hom bid. Is daar iemand siek onder julle, laat hulle hom bring, en nadat hulle hom gesalf met olie, moet hulle vir hom bid. Man, pa, bid jy? Nie sê ek kan nie bid nie, nie sê ek weet nie hoe nie. Jy kan. Jy kan. As jy met enige ander mens op die aarde kan praat, moet jy met God kan praat. Want op die einde van die dag is hy jou leidsman. Hy is die een wat jou beskerm. Hy is die een wat jou leiding gee. Hy is die een wat jou krag gee. Hy is jou redder, hy is jou verlosser, hy is jou saligmaker. Hy is die begin en die einde, hy is die koning van die konings. Mamma, bid meer as ooit. Bid meer as wat jy ooit kon bid. Jong mens, leer om te bid vir jou ouers. Moenie hulle
Ek wil amper sê, verwens om te verdwyn en ek weet nie wat alles nie. Bid vir hulle. Seën hulle. Mag die beskerming van God lewendig word in ons lewens. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u beskerming. Dankie vir die kere wanneer jy ons beskerm het wat ons nie eens van weet nie. Maar ek bid in die naam van Jesus dat ons in 'n dieper verhouding met u sal staan, Here. Ek bid dat ons sal groei in geloof in die naam van Jesus. Maar bovenal bid ek, Here, dat ons meer gehoorsaam sal wees aan u. Maak ons ore oop om te hoor wat die woord van God vir ons sê. Wat die Gees vir ons sê. Die woord van God is lewendig en kragtig. Dit sny soos 'n tweesnydende swaard, skerper as 'n tweesnydende swaard, wat sny tussen siel en gees. Verander ons, Here, in Jesus naam.